Goeiemôre julle kuier weer op hierdie Woensdagoggend weer saam met my, Lisel van Sail, en die volgende 2 ure gaan ons weer lekker saam kuier. Vandag gaan ons 'n nuwe reeks begin en ons gaan 'n bietjie praat oor wanneer God in jou storm saam met jou is. Soveel vrouens droom om eendag 'n mamma te wees. En as jy net daaraan dink, van kleins af, as jy die klein dogtertjie en jy speel pop en jy dink al hoe gaan jou kinders lyk eendag en hoeveel kinders gaan jy hê. En dan trou ons en ons dink nee, hierdie ding gaan sommer net van self kom. Net om agter te kom dat daar partymal komplikasies is wat mens nou nie eers besef het daar kan wees nie. En hierdie kan mens veral buite beheer laat voel. Want mens dink dit moet net eenvoudig gebeur en sekere goed is net buite jou beheer, soos hoe jou liggaam gaan werk en ons weet nie altyd hoe dit gaan wees nie. Soveel vrouens sukkel vandag om natuurlik swanger te word. En soveel teleurstellings en seer kom saam met dit wat geen mens amper kan beskryf nie. Hulle het die jongste studies nou al bewys dat 1 uit elke 6 volwassene, dis nou mans en vrouens, sukkel om vrugbaar of hulle sukkel met vrugbaarheidsprobleme. Wat eintlik so teleurstellend of hartseer is, kan ek sê, en veral in vandag se moderne lewe. En hulle het ook nou bewys dat 10 tot 15% van paartjies sukkel om in die eerste jaar swanger te raak. En dan is dit vrouens wat onder 35 is. So vandag kuier Christel Botha 'n bietjie hierso by my. Baie welkom Christel. Dankie, ek is opgewonde om hier te wees en welkom luisteraars. En dis vir my so lekker om saam met jou ook te kuier en te gesels oor die journey wat jy gehad het met julle swangerskap en dit wat julle moes deurwerk, en sy het 'n fantastiese getuienis wat sy nou gaan deel. Ons gaan nie so vinnige breek vat. So gaan kry vir jou 'n koppie koffie, bel 'n vriendin wat jy weet hierdie boodskap moet luister en dan kom luister julle saam vir die volgende 2 ure. Welkom terug julle. Vanoggend praat ons 'n bietjie oor swangerskap en ook die komplikasies wat saam met dit kom. So elkeen van ons het 'n storie en elkeen van ons het ook 'n getuienis waar ons partymal 'n deurbraak moes gehad het in ons lewe en waar daar ommekeer is. Maar dit is ook daar dat ons vir hoop vir ander mense kan gee. Deesdae hoor ons al hoe meer van vrouens wat sukkel om swanger te raak. En dit ruk jou menswees tot op die diepste vlak wat jy outrent geruk kan word as vrou. Soveel verwyte en partymal is dit onbeantwoorde vrae wat mens mee rondloop. En ons gaan nie noodwendig beheer kan hê oor dit of ons eendag gaan kinders kan hê of nie. En dit is partymal buite ons beheer. Maar as ons net weer kan gaan lees in die Bybel en ons lees van Hanna, wat so gaan huil het by die Here se voete en gesê, Heer, asseblief laat ek dit swanger raak. Elke jaar in en uit het sy gekom en sy het gehuil by die tempel en die Here gesmeek. En hier bring die Here toe op die ouende vir Samuel. En as ons net die hele verhaal gaan lees oor Samuel, besef ons ook net wat 'n ongelooflike blessing hy toe was op die ouende. Ek dink hy was een van die wonderlikste profete in sy tyd. En ook, ek weet nie of julle kyk daai House of David nie, kry my so liefde vir hierdie profeet. So vandag kuier Christel Botha bietjie saam met my en sy gaan vir ons vertel van die paadjie wat sy moes geloop het en hoe die Here hulle gedra het deur moeilike tye toe hulle graag wou swanger raak. Christel, vertel my bietjie. Kom ons begin by die begin. Hoe het jy en jou man ontmoet? Wel, ons is al in mekaar se lewe vandat ek 8 is en hy 11 is. So ons kom al amper die hele lewe van ons lewe kom ons al saam. Yes. Hy dis 'n familievriend en ja, ons het so bevriend geraak en ek is agter hierdie ouetjie aan dat ek 11 jaar oud is. Ja. En daai tyd was dit soos hy is te oud vir jou. Hy is in die hoërskool, jy mag nie met hom uitgaan nie. En ek dink net die Here het hom gestuur op die tyd wat ek hom die nodigste gehad het. Yes. Want ons is toe saam vandat ek 13 is en hy 16 is en dis die jaar wat my oupa oorlede is. Sure. So ek voel dat die Here hom gestuur het om net my kop bo water te hou, want ja,
my oupa was my held gewees. En ja, ons is al saam van 13 en 16. Ons is hierdie jaar 18 jaar saam. Jo. Ja. Waarvan ons 7 getroud is. Ja. En ja, ek kan nie my lewe indink sonder my man nie. So, wanneer het julle getrou net na skool of het julle bietjie gewag? Ons het bietjie gewag. Ons het bietjie gewag. Ons het gedink, "Sjoe, ons moet eers vir mekaar kan sorg voordat ons die stap vat." En ons was vir 'n rukkie lank verloof gewees, maar ons het nie saam gebly nie. Ons het besluit om dit skoon en rein te hou en Sjoe, dit is so mooi. ja, ons is getroud toe ek 24 is en hy 27 is, so 7 jaar, ja, hierdie jaar September. Ag, dit is special. Ja. Vertel my 'n bietjie oor jou drome. Hoe het jy altyd gedink voor jou troue gaan dit wees om kinders te hê? So die plan was altyd om te trou op 23 en 'n kind te hê op 24. Ja, dit was altyd. So ons was klaar 'n jaar laat gewees. Maar ja, so dit was net ek dink elke vrou wil tog 'n ou babatjie hê. Ja. En ja, ons het net gesê as die tyd reg is, dan sal die Here ons kindjie vir ons stuur. Yes. En ja, dit was maar 'n journey tot waar ons was, maar dit het begin voordat ons getrou het. Yes. So ja. Okay, en toe het jy begin toe probeer om swanger te raak en toe wat kom jy toe agter? So op die ouderdom van 22, so as ons dit bietjie vorentoe vat, het ek by die huis gekom na 'n troue. Ons was in die Drakensberge vir 'n troue gewees en daar het ek siek geraak met 'n maagvirus. Ek is toe huis toe, was siek vir 'n hele week gewees. Kom die Vrydag by die werk, doen my kliënte, aan die einde van die dag toe het ek verskriklik pyn oor my maag. En kom die aand by die huis en ek huil en ek sê vir my ma, ek weet nie, maar iets voel nie reg nie. En sy sê, okay, ons gaan nou dokter toe, want ek was nou die hele week by die huis gewees met 'n maagvirus en iets is nie reg nie. Ek sê toe, nee mamma, ek moet werk die volgende dag en kon nie slaap daai aand nie. Die volgende oggend toe sê sy, jy gaan nie werk nie, ons gaan dokter toe. Maak toe 'n afspraak by die dokter en hulle sê nee, jou blinde darm het gebars. Sjoe. Ek gaan toe, hulle neem my toe op in die hospitaal en die dokter kom en hy druk oor my buik en ek krul van pyn, nie waar my blinde darm sit nie, maar bietjie laer. Hy sê toe vir my, as jy ingaan teater toe, dan en jy 2 gaatjies, beteken dit was jou blinde darm. As jy uitkom met 3 gaatjies, het ons iets anders gekry. En ek is toe in en ek het uitgekom en ek het 3 gaatjies. Sjoe. Dit is toe op die ouderdom van 22 wat hulle vir my gesê het ek endometriose het. En ja, so dit was 'n woord wat ons nie ken nie. Ja. Daai tyd was, ek meen dit is 9 jaar terug. Daai tyd was dit 'n tyd gewees wat niemand het daarvan gepraat nie. Dis nie soos vandag wat daar begin bietjie navorsing oor dit uitkom nie en hoeveel mense daarmee sukkel. Dit was ongehoord. En as jy die woord sê vir mense dan kyk hulle jou aan asof Waarvan praat jy? Kyk jy nou vir 'n wurm of 'n En die dokter het by my gekom en hy het vir my gesê as jy wil kinders hê, moet jy dit nou hê want jy gaan sukkel. Jo. En dit het gevoel asof hy dit oor my lewe gespreek het. En my man het daai tyd was hy nog my verloofde, het ingekom en ek het vir hom gesê as jy kinders wil hê, gaan ek dit dalk nie vir jou kan gee nie. Sjoe, So as jy 'n pappa wil wees, gaan ek dit dalk nie kan doen nie. Ek gaan nie vir jou 'n pappa kan maak nie. En dit was daai dokter wat daai doubt in my hart geplaas het van ek gaan nie vir jou kan kinders gee nie. En ek dink ek het 'n hele rukkie met dit saamgeloop. En ja, dit was nogal 'n tawwe tyd in 'n mens se lewe. En ek het gehuil en ek het vir hom gesê ek sal jou nie kwaadlik neem as jy vir jou iemand anders gaan soek nie. Jo. So in die hospitaal gehuil en hy het my hand gevat en hy het vir my gesê dis nie hoekom ek met jou getrou het nie. Sjoe. So ja. En dit wys net weer eens die krag van woorde. Daai dokter het net iets gespreek en dadelik het dit vir jou daai vrees of daai belief system van ek gaan nou nie eendag kinders kan kry nie. En ek het net gebid en ek het gesê Here, as ons sal kinders hê, dit gaan van U afkom. Ja. En ek dink later soos wat jy groei in jou geloof, het ek dit begin bestraf en ek het teen dit begin bid. En my ma daai tyd gesê as jy moet kinders hê, Sissa,
go for it. Ja. En ek het net vir haar gesê, mamma, ons is nog nie getroud nie. Yes. Ek is nog nie reg hiervoor Ja. nie. Ek het ook nog so 'n bietjie gestudeer, al begin werk, maar dit het net nog nie reg gevoel nie. Dit het nie gevoel dit is ons pad wat ons nou moet vat nie. So dis ook hoekom ons maar gewag het en gesê Ja. ons sal sien wat is die toekoms vir ons. Ja. Wat is endometriose? Verduidelik dit net vir iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie. Okay, so dit is weefsel wat eintlik aan die binnekant van jou baarmoeder voorkom, wat aan die buitekant groei. So dit maak so sulke letsels, dit lyk letterlik soos bloedblase wat groei en net, ek weet myne het veroorsaak dat my eierstokke heg aan my rug. Sjoe. En hulle moes dit alles lossny. Ja. So dit was nogal, dis baie seer. Ja. En ek glo die vrouens wat deur dit gaan sal sê dis baie seer. Dit dis heeldag pyn, aldag pyn. Yes. Party mense het erger as ander en Ja. ek het wel al studies gelees wat hulle sê dit kan tot en met groei tot in jou brein. So ja, dit dis verskriklik. Dit dis amper soos weefsel tipe goeders wat groei buite en dit waar dit nie hoort nie. Is daar medikasie wat mens kan gebruik? Kan hulle dit uitsny? So hulle kan dit uitsny en hulle kan dit brand. So dit hang af hoe in watter fase jy is. Daar's 4 fases van endometriose. 1 en 2 is gewoonlik okay, fertiliteit is nog goed. Ja. Fase 3 en 4 is wat hulle sê begin mense met in vitro te doen. Ja. Waar ons toe hulle my geopereer het, was ek klaar fase 3 gewees. So ja, dit is ek het vir die dokter daai tyd gevra wat het ek verkeerd gedoen. Want mens begin altyd by jouself Ja, en dan sê dalk het iets verkeerd geëet, dalk het 'n verkeerde leefstyl. Ja, en hulle het nou, ek het in die week gelees dat hulle sê dit het ook iets te doen met jou immuunstelsel. Okay. So dit is 'n inflammatoriese tipe siekte wat jy het. Ja, dis ons kosse. Dit is die wêreld vandag. Ons het niks meer nutriënte in ons kos nie. Ja, dit is eintlik so 'n ding wat nog nie goed nagevors is nie. Yes. En ja, ek hoop in die toekoms dat daar wel eendag iets sal kom wat help met dit. Yes. Jy kan dit bietjie beheer en dokters doen dit ongelukkig met die pil, inspuiting, al daai goedjies. Wat nie altyd goed is vir jou nie, maar dit help met simptome. En ja, dis ietsie wat ek wens ek nooit gedoen het nie. Jo. Want ja, dan mense sukkel later in mense lewe weer met ander goedjies. Jy weet as jy op die pil en daai goedjies is, maar dit het gehelp. Yes. Dit het regtig gehelp Ja. en ja. So hulle het nog nie regtig agtergekom wat dit veroorsaak nie. Nee, behalwe dat dit jou tipe van jou immuunstelsel is. Dit is inflammatories. So Soos 'n auto-immuun. Dit is amper soos 'n auto. Ja, ja. So dit is eintlik maar inflammasie. Jy's heeltyd jou liggaam is heeltyd in inflammasie mode. So goeie dieet help met sulke goedjies. Ja. Ja, en nou net om dit te beheer met medikasies. Ek is nou nog nie seker of hulle dit doen met estrogen, sulke goedjies nie, maar ek weet hulle is darm al besig, bietjie beter, daar is meer navorsing oor dit. Jo, maar hoe moet dit voel vir so jong, jy's 22 en wat moes jy gedink het en gevoel het toe jy nou hierdie boodskap gekry het? Wat het deur jou gedagtes gegaan? Jy het nou onder andere gesê jy het op 'n stadium skuldig gevoel, het jy gedink dit is jou skuld. Ja, nee, regtig baie skuldig gevoel. Dit het gevoel asof dit ek is wat ek iets gedoen het. Ons het nie altyd 'n gesonde leefstyl gehad toe ons jonger was nie, maar ek onthou ek het nog altyd pyn gehad met menstruasie. Nog altyd van laerskool af. Sjoe. So dit is iets wat al jare kom. Dit is ek het 'n siklus gehad van 42 tot 46 dae. Jo. En omdat daar nie navorsing gedoen is oor dit as mens jonger is, dit is maar net normaal. Dit is selfs soos die meisiekinders wat eers later in 'n lewe begin. Dit is normaal. Dit is nie normaal nie. Yes. En ja, ons het niemand wat daai tyd gehad het wat vir ons advocate soos wat ons vandag het en ja, die kennis wat ons vandag het nie. So dit was normaal vir my, maar dit is definitief iets wat al kom van laerskool af. Ja. So dit het altyd gevoel dit is my skuld dat ek nie kan kinders kry nie. Net omdat ek nooit gepraat het oor die pyn wat ek het. Mense dink dit is normaal. Ja, want jy weet nie hoe moet dit jy weet nie hoe moet dit wees nie. Ja. Ag, drink 'n pynpilletjie my skat, jy gaan beter voel. So ja, dit kom al lank. Dit net soos ek sê, ek het letterlik vir my man gesê, gaan kry vir jou 'n ander vrou, want ek gaan nie vir jou kan kinders gee nie. Dit was daai verwyd naderhand.
So na die operasie, is dit toe hulle jou eierstokke moes los, né? So die eerste operasie het hulle gevind dat ek endometriose het. So Yes. daai dokter het vir my toe gesê hy het begin uitsny, maar ek gaan wel iemand moet gaan sien Yes. vir dit. En soos ek sê, die onkunde, ek het toe nooit weer iemand gaan sien nie en ek meen mense is jonk. Ek was nie gynekoloog toe nie. Ja, dis nie soos vandag se tyd En nie. voel dit nie vir jou ook partymal in daai seker vandag se tyd ook, maar dat partymal dan is dit of daar misinformation Ja, is. definitief. As 'n dokter net vir jou meer inligting kon Ja. of 'n bietjie meer moeite of bietjie beter kon verduidelik het, dan het mense dit anders te hanteer. Ja. Want dis half of hulle sê, okay, dis nou wat dit is, nou is of hulle nie Ja. vir jou alles gee wat Nee. jy nodig het altyd Nee, nie. so hy het geweet dat dit daar is, maar hy het nooit vir my 'n verwysing gegee na Jo. 'n spesialis toe wat daarmee werk nie. Ja. So dis kom nie gedink dis so ernstig nie. Soos ek sê, die onkunde daai tyd wat ons nie geweet het wat dit is nie. En dit het ek eers later geleer, toe ek nou eers regtig toe ons begin probeer het. Yes. En wat ek vir die dokter, my vorige ginekoloog gesê het, asseblief verwys my na 'n spesialis toe wat met dit werk, laat Yes. ons net die stap bietjie verder kan vat. En ja, so dit was toe wat ons begin doen het, Ja. is om toe ander spesialiste te sien. Yes. Ja. Ons gaan gou 'n vinnige breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat van wat gebeur het nadat Christel toe nou 'n bietjie verder gegaan het en na die volgende spesialis toe gegaan het. So kom weer terug en kom hoor bietjie hoe mooi het haar storie uitgedraai. Ons is nou weer terug. Welkom terug julle. Julle kuier hier saam met my en Christel. Ons praat 'n bietjie oor haar journey waar sy na man uitgevind het dat sy, dit is nou voor hulle nog getrou het sy uitgevind sy gaan moontlik nie kan swanger raak nie. Christel, wat het toe gebeur na julle na julle getroud is? Wat is die proses wat toe daar aangegaan? Ons is getroud, soos ek sê, op 24 en 27 en ons het net gesê ons gaan bietjie wag. Ja. Wil net eers geniet om getroud te wees. Ons het toe Dis ingetrek toe ons getrou het en ja, net bietjie Mekaar saam te leer lewe. ken, Ja, ek ja. meen ons is al saam van wat se ouderdom af, maar dis anderste. Dit het gevoel of lewe eers begin toe ons saam ingetrek het. En ja, ons het seker so 'n jaar het ons gesê okay, ons gaan bietjie wag, bietjie aangehou en toe het ons begin probeer. Dit het so 6 maande gevat en ek het nog steeds daai gedagte in my kop gehad van gaan nie kan kinders kry nie. En toe is ek ginekoloog toe en ek sê vir haar, luister, so 'n wit leentjie, ons probeer al 'n jaar, Ja. want hulle vat jou nie ernstig op as jy vir hulle sê ons is nou eers 6 maande besig om te Ja. probeer nie. En hulle almal sê 'n jaar. Ten minste 'n jaar en dan as jy nie swanger is nie, dan gaan soek jy hulp. En ek voel net dis so verkeerd. Ja. Want as jy weet jy het probleme, Begin vinniger. ja, begin vinniger. Ja. En toe is ons ginekoloog toe en ek sê vir haar, luister, asseblief verwys my na 'n spesialis toe wat ons sal kan help. En sy wou nie. Sy het net gesê gee nog kans en ek meen nou het ek vir haar gesê ons is al 'n jaar besig en sy sê nog steeds vir my gee net kans. En gaan seker so 2 maande verby en ek sê toe vir haar, luister, ek het baie seer. So dit is so seer dat ek nie uit die bed uit kan opstaan nie. Ja. Asseblief verwys my. Maar dit is nou met steeds hier Dis 'n endometriose en hulle sê na 'n operasie, dit vat so 2 tot 5 jaar vir dit om weer terug te kom. Okay. En dit was kom ons sê 3 jaar na my operasie. Yes. En ons is toe verwys na 'n ander ginekoloog toe wat operasies doen. So selfde sentrum waar die ginekoloog is, net 'n ander ginekoloog. En sy sê toe vir my, okay, want hulle kan nie endometriose van buite af sien nie. Ja, hulle moet ingaan. Ja. Hulle moet opereer. En sy sê toe, okay, kies jou datum, kom ons gaan in. Kry toe alles reg by die werk en kies toe my datum en ek gaan in. Hulle opereer en toe ek uitkom, toe sê sy vir my, luister, jou eierstokke het vasgegroei. Dit was vas in jou rug. So dit beteken daar was geen dit vloei in jou lyf. So Ja. daar moet beweging wees vir die eierselletjies om deur te beweeg. En daar was net geen vloei nie.
So jy sou nooit Ek sou nooit swanger geword het nie. So hulle het toe gas in my rug ingewerk om seker te maak dat dit nie weer kan gebeur nie. Ja. Maar ek het toe komplikasies van dit ook gekry. Jee, En dit is gedoen, ja, mens teken maar jou vrywarings en jy weet nie wat hulle doen dan binne jou nie. Maar wat gebeur as hulle opereer aan jou eierstokke? Jy verloor van jou eierselle. En die ding is dit kan beskadig Dit hulle word. beskadig jou eierselle, want dit is as mens dink jou eierselletjies is amper soos die punt van jou duim. Dis hoe groot dit is. Ja. Dit is jou eierstokke is so groot soos die punt van jou duim. So dit is sulke klein delikate goedjies waarmee hulle werk en hulle brand en sny uit. En toe het hulle my buise oopgeboor en net seker gemaak alles is skoon en ja, dit was baie seer geweest. Ja. Ek het regtig baie pyn gehad en ons is toe genees van dit. En sy weer eens het vir my gesê gee dit 6 maande. Ja. Ons het toe 6 maande gegee en toe 8 maande na die tyd. Toe sê ek vir my man, dis al 8 maande na die tyd. Ons is Dis lank. nog steeds nie swanger nie. Ja. So toe trek ons al amper by 2 jaar wat ons nie swanger is nie. En toe het ons sê ek vir hom, weet jy wat, ek hoor van hierdie wonderlike ginekoloog, kom ons gaan sien haar. Ja. Net hoor wat dit sy te sê. Miskien het sy dalk ander toetse. Want die eerste ginekoloog het my man ook getoets daai tyd en sy het gesê nee, alles lyk goed. Ja. Ons sit jou op Clomid, so ons was op Clomid gewees vir 6 maande. En ja, dit het nie gewerk nie. En dis toe ons toe na die tweede operasie gedoen het. En ja, en toe het ek net vir hom gesê dit het nie gewerk nie, ons het nou al daai gedoen, ons gaan dalk moet dink aan inseminasie. En toe het ons die nuwe ginekoloog gaan sien en toe die verdere toetse, toe het sy al die regte toetse gedoen wat ons nodig gehad het om te hoor wat ons volgende stap gaan wees. Ja. Jene, en die ding is ook, elke maand is dit daai verwagting wat jy het. En dan dink jy, dan het jy daai hoop. En dan sê dalk 'n dag of 2 laat en dan dink jy, miskien is ek swanger of mens kry partymal simptome en dan is dit daai elke keer uit teleurstelling. Ek onthou hoe het ek een aand ek het 'n toetsie gedoen en dit was weer eens negatief. En ek het letterlik op die bed gaan lê en ek het my oorfoon ingesit en ek het worship geluister. En ek het so hard gehuil. So hard en my man het by my kom sit en uit my rug gevryf en ek het vir hom gesê los my net uit. Soos ek het net tyd nodig. Dit is daai grief. Jy dis letterlik grief. Dis grief. Al het jy grief dit wat jy nie weet of jy dit gaan kry nie. Ja. Jy moet half let go aan die een kant, maar aan die ander kant is dit Here, asseblief jy smeek nog. Ja, en dit is ek het net vir die Here gebid en gesê Here, wanneer is dit ons tyd? Ek kan nie meer nie. Dit was net ek weet daai was een van die aande wat my regtig gebreek het. En ek het net geluister en gehoorship en net vir die Here gevra asseblief, wanneer is dit ons tyd? Yes. Okay, en toe het julle nou deur die proses gegaan van toe julle nou sien luister maar nou niks gebeur nie. Het julle begin toets dalk het jou man ook nou gestuur vir toets. Hoe het julle dit gedoen? Ons nou by die regte ginekoloog uitkom. Ek sal nou sê is nie die regte nie, maar iemand wat net geluister het na ons storie. Het sy gesê, okay, weet jy wat, kom ons gaan trek bloed. Kom ons kyk hoeveel eierselle het jy oor. En niemand anders het dit ooit getoets nie. Hulle doen toets om te kyk vir jou progesteroon, jou estrogen, al daai goedjies, hulle doen scans, maar nie hoeveel eierselle ek oor het nie. En met dit het sy weer my man getoets, want toe sit nou al amper 2 jaar later, so toets hom weer. Ek was by die werk gewees en sy het my gebel en sy het vir my gesê, luister, julle gaan ongelukkig moet in vitro doen. Julle gaan IVF moet doen. En ons het al gaan sien en sy het toe vir my verduidelik dat my eierselle is 1.02. So dis baie laag. Dis regtig. Ek is nie seker hoeveel dit moet wees nie, maar ek dink dit moet oor 10 wees. En myne was 1.02 en my man se motaliteit was 1%. Wat vertel jy my? So dit beteken dat hulle of nie reguit swem nie, of een het nie 'n koppie nie, die een het nie 'n stert nie, en dan het hulle ook getoets hoe lank bly dit, hoe lank swem hulle. Na 'n halfuur, na 6 ure, na 8 ure, en dit was net glad nie goed gewees nie. So toe sy my bel en vir my sê, okay, julle gaan moet in vitro doen. Toe het ek vir haar gesê, waarheen gaan ons? Want nou sy soos, okay, mense verwag dit amper so bietjie, maar ek het nie
regtig verwag dat sy dit vir ons gaan sê nie. Ja, so dis die enigste opsie. Dis die Want nou het enigste mens die opsie. feite. Jy het nou die daar's nie 'n manier hoe ons eintlik dit nou natuurlik ja. kan doen Ja. nie. En nou sit dadelik aan julle word aan hierdie boksie geplaas en dit is nou julle moet dit kan bekostig Ja. want in vitro is nie 'n goedkope Ja. proses Ja. nie. Nee. So, ja, dit was nogal hartverskeurend en sy het vir ons gesê 0% om dit self te doen. En ek het net nog steeds dit by die Here gelos en gesê daar's nie 'n 0% by die Here nie, maar ons het ook gebid dat as in vitro ons pad is, dat die Here ons deure vir ons so sal oopmaak. Daar's En ek onthou ons toe sy met my man praat, my man het homself verwyd. Want toe op die stadium toe is dit nie net ek nie en ons het altyd gedink dis ek. Ja. En ek het vir hom gesê, hoor jy gaan vir iemand anders moet gaan soek want ek gaan nie vir jou kan Jene kinders gee nie. En toe op die einde, toe sit hy ook. Ja. En hy was vir 'n week het hy stilstype gehad en hy moes dit proses. En ja, so dit was op die einde ons albei gewees en nie net hy nie. En dis waar hulle sê dit is 50% die man ook. Wat partykeer infertiliteit het. So ja, dit was nie net ek nie. En die ander ding is ook dis baie keer hier waar die huwelik dan op die rotse gaan. Want as jou hart dan nie reg ingestel is nie en jou fondasie is nie op die waarheid van God nie en jy weet nie waaroor gaan die huwelik nie en daai ding van ek kies jou dood en wat ook al oor ons pad kom, ons kies mekaar. Dit is wanneer dit baie keer verbrokkel, want dan sal die een persoon sê, okay, but I didn't sign up for this. En hoe mooi was dit wat julle net saam gestaan het, ten spyte van hierdie wat julle moes saam deurwerk. Ja, en ek meen hy het op 22 vir my gesê, ek is nie saam met jou nie, ek is saam met jou vir jou. Nie vir kinders nie. En ag, ek dink dit, sy hart wou nog altyd kinders gehad het, definitief. Maar hy het weer my gekies oor kinders. En die ander ding is ook nou soos wat jy sê wat hy as man moes deurwerk, nê? Want jy wil die provider wees. So en dis hoekom mans voel altyd hulle moet so hard werk en hulle moet vir ons finansiëel sorg. Maar as hy nie eers vir jou kan kinders gee nie, dan voel dit ook op 'n manier van daai teleurstelling. Ja. So ek het toe ons nou vir haar sê, okay, verwys ons. Toe verwys ons toe Sandton toe. Sê toe okay, dis reg. En kry toe die kliniek en ek bel toe vir 'n afspraak. Ons kry toe 'n afspraak op die 22ste Maart. Nou as enigiemand my ken, my storie ken, weet hulle dat die nommer 22 nog 'n baie spesiale plek in my hart het. En dit kom terug toe op die ouderdom van 22 wat ek gediagnoseer is met endometriose, het ek woord gekry toe ons nou omtrent so 'n jaar in die probeerslag is. Bly ek nommer 22 sien en alles. En mense het al gedink ek maak dit op totdat ek hulle begin wys het. En ek bid die oggend en ek vra vir die Here, wat beteken 22? U ken ons journey. Ek wil net weet hoekom bly ek 22 sien? En ek raai selfde oggend toe ek my Bible app oopmaak, toe kry ek Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. So be patient. En ek het net daar gebreek. Toe sê ek soos, okay, dis my skrif. En dit was my skrif vir 2 jaar lank totdat Kaiden gekom het. En ek onthou in ons journey, voordat ons toe die spesialis gaan sien het, is 'n vriend van ons se dogtertjie gebore. En hulle is na ons getroud gewees. En ek onthou, dit was 'n donderdag en ek het geskree op die Here daai aand. En ek het vir die Here gesê, wanneer is dit ons beurt? En dit was net, ek het regtig geskree en gehuil en gepleit. En die Vrydag is ek kwaad vir die Here en ek kom deur my dag en die Saterdag by die werk is ek besig. En daar kom 'n meisie in en sy het 'n sakkie in haar hand. 'n Geskenksakkie en sy sê vir my, ek moet hierdie vir jou gee. En ek ken haar van geen kant af nie. En ek gee vir haar 'n drukkie, want ek is toe besig en ek sit dit in my kas. En ek dink toe, okay, ek sal dit later oopmaak. En gaan toe aan met my dag, sy is toe uit by die deur. En ek ken haar nie, maar dit het toe later uitgekom, dit was 'n vriendin van my boetie. En hy het so 'n bietjie vir haar vertel, maar sy ken nie my boodskap wat ek gekry het van die Here af daai tyd nie.
En ek gaan toe kombuis toe in die vorige week sit ons in die kerk en ek sê vir my man, ek het 'n notaboekie nodig vir die kerk. Ek wil notas maak. En ek gaan en ek maak die sakkie oop en is 'n notaboek. En ek het in die kerk vir my man gesê ek kort 'n notaboek. Ja. En toe ek die notaboek uittel, toe staan voor op die boek Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Jylle Christel. En dit was Sjoe. net daar. Toe Toe voel ek besef of daar 'n berg van my skouers af is. Ek het net letterlik net daar, toe sit ek alles in die Here se hande. Ja. Daar, net dit was al die jare het ek daai boodskap gekry en ek het verstaan dis my boodskap, maar daai dag, Toe sit of hy toe sit asof dit nou regtig, soos die Here sê regtig vir my wanneer die tyd reg is. Ja. En dit was ek het 2 dae lank op die Here geskree. Ag, sjoe. En het vredig vra asseblief. Ja. En ja, Maar wys dit ook nie ons mens wees Ja. nie. En hoe ons net ook partymal, jy kan hoe sterk in jou geloof wees. Jy kan hoe weet, jy kan partymal die beloftes gehoor het en jy weet daar's beloftes, maar daai wagproses raak partymal baie ja. lank. En mens voel die Here is stil. Ja. Partykeer Ja. dit het regtig gevoel of die Here net nie my gebede verhoor nie Yes. tot daai dag. Sjoe. Daai dag het Ek alles sien jou raak. Ja. Wag net. Wag, Ek dit is ek kom. am busy. Ja, dit right kom. time. En ons is haastig. en ons is nee? haastig. En ons is ongeduldig. En ja, toe ek die afspraak kry op die 22ste Maart, toe sê ek vir my ma, mamma, 22ste 22ste. Weer 22. En dit is eintlik die week wat ons op vakansie is. En my ma het gesê, "Sy sal jy gaan." Ja. Want dis 'n teken. Ja. En ons is toe op met vakansie en daai oggend 5:00 toe ry ons uit die Kalolo uit. Ja. Sandton toe. En ons onthou dit was 'n verskriklike baie hobbelpad gewees en ons is soos ons gaan dit maak. 3 ure. Dit het ons 3 ure gevat om tot in Sandton van daar af te kom. Ja. En ons het toe so met die dokter gepraat en hy het toe ondersoek ingestel en gekyk na die bloedtoetse en alles en hy het toe gesê hy dink nie inseminasie gaan vir ons werk nie. Dit is 'n goedkoper opsie, Okay. maar hy dink ongelukkig ons gaan beter resultate kry met in vitro. Yes. En hulle noem dit in vitro, maar dit is ICSI, so jy kry in vitro en ICSI Okay. en dan ons gaan moet ICSI doen. Yes. So prysgewys is dieselfde. Ja. Dis net 'n ander metode wat hulle gebruik om dit Okay. te doen. So dit is wanneer hulle die beste spermselletjie kies en hulle doen dan die proses vir Yes. jou. Waar gewoonlik IVF sit hulle alles in 'n dish en dan so koel- so Okay, bevrug hulle ja. die eierselletjies en die spermselletjies hulle self. Ja. Waar hierdie enetjie moes hulle fisies die beste selletjie kies en inspuit in die Yes. eierselletjies in. Ja. En so En dit is toe- ook 'n baie meer presisie Ja. prosedure. Ja. Ja. So toe sê ons vir hom, okay, dis reg. En ek het toe is ons terug en ons hou lekker vakansie en die volgende dag onthou ek ons het in die bos gery en ek kry toe die quote. Jo. En ek het net daar begin huil. En ek het vir my ma gesê, mamma, ek gaan nooit kinders hê nie. Ons gaan nooit kinders hê nie. Want die prys, dit was baie. So ons gaan nou weer 'n breek vat. En dan gaan Christel ons 'n bietjie vertel van die volgende wonderwerk wat hulle voor moes wag, want as mens net kyk ook hierdie prosedure, hoeveel mense gaan tog vir in vitro in hierdie prosedure en dit is ook nie altyd suksesvol nie. So ons gaan net so vinnig 'n breek vat en dan gaan ons terugkom en dan gaan Christel vir ons 'n bietjie verder vertel van die journey wat hulle van daar af moes gevat het. Welkom weer terug hierso. Julle kuier saam met my Lisel van Sail en Christel Botha kuier saam met my en sy vertel bietjie haar verhaal en haar journey wat sy moes geloop het van geloof. So toe die dokter nou vir gesê dis onmoontlik om natuurlik swanger te raak. Christel, jy het nou laas vir ons vertel van dat julle toe nou die quote gekry van in vitro. Julle het toe nou nog glad niks gedoen. Julle het toe net gegaan vir die toetse Ja. en toe het die dokter nou vir julle die opsies gegee. Vertel ons 'n bietjie meer van dit. Okay, so toe sê hy nou ons gaan dan nou ICSI doen en toe kry ons die quote. En dit was baie geld gewees en ek het gehuil en ek het vir my ma gesê, mamma, ons gaan nie dit kan doen nie. En ek onthou sy het vir my gesê, ja, ons gaan dit doen. En ek onthou, ons het so 'n vriendegroepie gehad en ek het vir hulle alles vertel toe die dag wat nou gebeur het en die quote wat ons gekry het. En my goeie vriendin het vir my gesê, gaan aan asof die Here klaar vir jou die geld gegee het. Jo. En dis presies wat ons gedoen het.
Ons is toe die volgende maand dokter toe en hy het toe vir ons gesê, het julle die quote gekry? En ons het gesê ja en hy het gesê, is julle reg? En ek het vir hom gesê, ons gaan aan. Ons het nie 'n sent gehad nie. Jene Kristal, so Ons dit het- was letterlik nou loop in geloof. Ek sou dit nie kon doen sonder my vriendinne, my Ja. familie en al my kliënte. Ja. Almal wat vir ons gebid het en Ja. my vriendinne het toe vir my 'n backup buddy gestig en ons het 'n bietjie geld daarin gesamel en ja, so alles het net perfek uitgewerk en ons kon die hele proses doen en ons het krediet oorgehad. Wat? So dit was Ja. van ons het nie geweet hoe ons dit gaan bekostig nie Ja. na R18,000 krediet. Ja. En ja, dit was regtig die genade van bo en die Here wat net die regte mense in jou lewe plaas. Ja. Want ek dink nie ek sou dit kon gedoen het sonder ons ouers, sonder my vriendinne, sonder my kliënte nie, want ja, ek sou nie gewees het waar ek was vandag sonder hulle nie. En dis jou tweede wonderwerk wat Dis jy my tweede twee wonderwerk. voor moes staan. En hierdie wys ook net hoe mooi is 'n community, Ja. nie? As mens daai mense om jou het met daai empatie Ja. en wat ook saam voel en saam met jou die journey. So ek sal nooit vergeet nie, want hoe lank ken ek jou nou al? Dis lank. Dis so wat en daai tyd ook en hoe ons saam gehuil het en saam bly was en jog, Die dit hele- is hele journey. Yes. Ja, so ons het toe nou vir die dokter gesê, okay, kom ons gaan aan. En ons het toe die volgende maand begin met medikasie. Hulle sit jou amper soort van in menopause voordat ons begin. Ja. En ek onthou die dag wat ons die eierselletjies moes laat uithaal het ek in die bed gelê en ek het gehoop vir 12. Ek het gehoop ek soos liewe Jesus, net as ek 12 Sjoe. eierselletjies kan hê, sal ek happy wees. En ek het my oë toegemaak en ek het die nommer 9 gesien. En ek het nog vir die Here gesê, nee, ek soek nie 9 nie, ek soek 12. 12. Die 12 stamme. 12 stamme. En ek het uitgekom met 'n stiker op my hand met 9 eierselletjies wat hulle gekry het. Ja. En ek het dit gesien vooraf dat Ja. daar net 9 gaan wees. En hulle het dit gevat en ons kon 7 bevrug. So hulle O. kon 7 van hulle bevrug. Okay. En hulle update jou so elke dag. Waar Ja. staan ons? En ja, die volgende dag toe sê hulle ek kon 7 bevrug en ons is toe die volgende week in en hulle het toe net 1,5 soort van teruggesit, want dis al wat ons gehad het. Was 1,5 uit 7. Jo. So dit was En dis ook geloof. dis ook geloof. Van die kans wat dit gaan hou, want Ja. gewoonlik plant hulle 3 tot 4 Ja, terug ja. en net om 1 en 'n Ons het half nie- amper. Ons het dit nie gehad nie. Ons Ja. het 1,5 gehad. So hulle het gehoop dat die halwe enetjie nog sal ontwikkel in Okay. die baarmoeder. En ek onthou ons het daar gelê en ons het gebid en ek en my man het gebid en net vir die Here gesê laat U wil geskied. Ja. En ons het elke keer as ons gery het soontoe en teruggekom het, dan het ons geworship en net vir die Here gevra asseblief. En hulle het die 1,5 teruggesit en ek onthou ek is huis toe, voete lekker warm gehou, lekker beanbag opgesit en my kliënt het eendag vir my 'n boek gegee en ek dink ek het hom uitgeleen en ek kan nie die titel onthou nie. En maar die boek het gegaan oor spreek lewe. En so die boek verduidelik dit is 'n boek oor swangerskappe en hoe om swanger te word en swanger te bly. En dit gaan alles oor spreek lewe en die boek het gesê sien jouself hoe daai eierselletjie inplant in jou baarmoeder in. En ek is huis toe en ek het op die bank gaan sit en ek het gesien, ek het gevisualiseer hoe daai selletjie inplant. En ek onthou ek het later die dag opgestaan en ek het 'n verskriklik steek in my baarmoeder gevoel en ek het gesê dankie Here. Ek het net daar gesê dankie Here. Ja. Toe die volgende week toe het ons gaan inkopies doen. En ek sê vir my mamma, ek wil 2 baby grows koop. Ons koop 'n blou en ons koop 'n pink. En ons het dit gekoop en ons het lewe gespreek Yes. oor hierdie baby grows. En Yes. ons het gesê hierdie kindjie gaan hierdie baby grow volmaak. Of dit nou 1 of 2 is, want dit het ons nou nog nie geweet nie. Dis wat 'n dogtertjie of 'n seentjie nog 'n seentjie is. Ons gaan Dis 'n ons- profetiese Ja, aksie. ons moet 2 weke wag. En ons is toe winkel toe gekoop en geëet en in daai week toe sê ek soos ek voel bietjie snaaks, ek voel bietjie anderste en hulle sê jy moenie vooraf toets nie, maar ons wil weet. Ag Ons jene. weet. Maar toe weet jy nou nog toe of jy weet ons- swanger toe is weet of ons nou nie? nog nie. Okay. Toe doen ons 'n toetsie en is toe positief. En ek is toe swanger. En ons het 1,5 gehad
En ek boodskap nog die kliniek en ek sê vir hulle, hoeveel kan ons vries? Want nou sê ek soos, okay, daar's eierselletjies oor, ons moet hulle kan vries. En hulle laat weet my toe, ongelukkig is daar niks ander nie. So ons het 1,5 gehad. En ons is toe die volgende week, toe een aand toe ek wakker geword, het ek verskriklik baie pyn in my buik gehad, sodat ek nie kon slaap nie en ek het gehuil. En ons het die volgende oggend die kliniek gebel en gesê ek het baie pyn. En hulle het toe gesê kom dadelik in. Ons is toe in en maar toe is hulle bang vir 'n byswangerskap. Want dit kan ook mos nou, dit is nogal algemeen. En omdat hulle 2 kies ingesit het, dog ons okay, ek het 'n positiewe swangerskaptoets. Kom ons kyk uit waar is die ander enetjie. Ingegaan en my placenta was toe misvormd. En ek onthou ons het werk toe gery, terug werk toe en ek het net gehuil. So dis nou een ding op die ander ding. Net nou dink jy okay, nou is die endometriose verby of nie verby nie, maar ek kon nou swanger raak en nou sit nou weer 'n uitdaging. Ja. En ons worship net al die pad terug werk toe en ek onthou ek het by die werk gekom en ek het 'n goeie vriend daar gehad en hy het die kombuisdeur toe gemaak en hy het oor my gebid en hy het net lewe gespreek oor my baarmoeder, oor hierdie babietjie. En ek onthou ons is toe die volgende week terug en die dokter het 'n scan gedoen net om te kyk wat het toe nou gebeur, is dit nou verby. En toe het ek 'n volmaakte placenta met 'n hartkloppie. Prys die Here, daai was 'n miracle. Daai was 'n miracle, want as ek net vir jou kan verduidelik en vir jou 'n foto wys van hoe misvormd daai placenta was. Dit was net, ons het nie gedink baba gaan viable wees nie. En ek onthou daai aand toe ons gekyk het na die placenta, toe ons huis toe ry, toe het ek klaar gaan Google vir waar gaan ek geld kry vir 'n volgende ronde. Dit was soos ons wil hierdie hê. En dit was, okay, gaan ek 'n lening nou maak? Ek het nog met my man gepraat oor, gaan ons donor eiers kry? Wat gaan ons doen? En hy het vir my gesê, dis alles jou keuse. Dis jou lyf, dis jou keuse. En ja, die volgende week toe is ons hartkloppie daar. Jene Christel. Want dit is so 'n ding as mens so graag wil swanger raak nie, dan sit dis al wat jy aan kan dink, is al wat jy kan, dit is half of jy aan niks anders kan dink nie. En ek dink dis die moeilikheid, is om ook jou gedagtes, daai amper, jy wil nie te leer, en nou het jy die hartkloppie, maar nou moet ek wag om seker te maak. Ek weet, want mens kan ook nou nie vir almal dadelik vertel nie, want dis ook nie te sê dat die swangerskap aangaan nie. Dit het ook al baie gehoor, jy gaan vir al hierdie moeite, jy gaan deur al hierdie prosesse, dan na 10 weke, dan staan miskraam of iets. So ek dink daai was ook nog die hele tyd seker in jou agterkop. Dit is, elke keer as jy badkamer toe gaan, dan dink jy altyd die ergste. En ek dink dit was meer as 12 weke wat ek verskriklik angstig was. En nog steeds. En daai is ook 'n battle, Dit is 'n battle. Dit is regtig, ons het nie mense vertel nie. Ons naastes het geweet, maar ons het niemand anders te gesê nie. Al het ons die hele storie met kliënte of met vriende en almal gedeel, dit was nog steeds, ek het nie vir enigiemand gesê ek is swanger nie. Want jy is so bang. Jy's in daai vrees nou nog. Ek meen, dit is nou nog 'n vrees. Jy het net daai enetjie. Ek het net daai enetjie. En daar was nie vir my nog 'n kans gewees daarna as iets gebeur nie. En dit was 'n moeilike, angstige tyd gewees. En die ding is ook, ek meen, hulle gee vir jou hormoonbehandelinge en jy het seker ook, hoe het jy gevoel met jou liggaam? Want ek meen, as mens net dink, hulle het al hierdie hormoongoed wat jy vir jou gee, so as ons vrouens hormoneel is, dan voel jy ook nog nie lekker nie, en dan is dit ook, of dit ook jou mens kan oorweldig. Nee, dit doen. Ek onthou met ons, om bietjie terug te kom, met die eerste spuit wat ek gedoen het ek gestaan, en my man het by my gestaan, en ek het hom gesê, nee, ek sal dit self doen, want ek kan die pyn beheer, ek weet wat te verwag. En ek onthou, ek het my eerste spuit gedoen, toe ons begin met die proses, en dit het letterlik gevoel of ek 'n hartaanval gaan kry. Soos wat daai goed wat jy inspuit deur jou are vloei. En ek het net daar op die kombuisvloer gaan sit. En ek het begin ruk. En ek het vir hom gesê, ek kan nie hierdie elke dag doen nie. Hoe gaan ek al hierdie elke dag doen? En ek het net vir die Here gesê, Here, ek weet nie, hoe gaan ons hier deurkom nie. En die volgende dag, toe sê ek vir hom, ek gaan eerder in die bed lê, laat ek ten minste net sit, plat. En ek het dit weer gedoen, en ek was fyn. En ek het volgende dag gedoen, en ek was fyn. En so net
aangegaan en dit was perfek. En ek weet met die swangerskap bly jy vir 'n rukkie op progesteroon, net om seker te maak jy verloor nie baba en daai goedjies nie. En dit het my baie siek gemaak. Verskriklik. Ja, ek weet ander mammas gooi op tot in die einde, maar dit het my regtig baie siek gemaak, baie moeg gemaak. Verskriklik. Ek dink ek het nog nooit so moeg in my lewe gevoel nie. En progesteroon doen dit. Dit laat jou verskriklik moeg voel. Ja. Okay. Ja, want kyk net, normale swangerskap het maar sy ins en outs. Vir al die eerste 3 maande is mens nou maar verskriklik moeg en naar. En dan aan die einde ook. Maar hoe was jou proses met jou swangerskap? Hoe sou jy dit beskryf? Ek het 'n wonderlike swangerskap. Ja, want jy is so opgewonde. Elke keer as hy skop. Ek maar vertel ons eers, jy het toe nou nie geweet se dogtertjie en 'n seentjie nie en toe jy nou uitvind daai proses. Ja. So, ons het toe, hy wou nie reg lê. Ag, jene Die eerste die eerste 16 weke wou nie wys nie, beentjies gekruis, maar daardie dokter vir ons gesê 95% seentjie. En ons is soos Wat seentjie. Soos mense, ek dink jy as 'n vrou dink altyd jy gaan 'n dogtertjie. Ja, eerste. Ek sê vir jou met my swangerskap ook toe ek nou hoor ek het 'n seentjie toe tog ek kan 'n seentjie ook seker kry want jy sien jou dogtertjie, nee. En ons het dat jy seentjie dat jy opgewonde. Nee, en altyd vasgeglo dis 'n dogtertjie en almal sê ag jy gloei so. Dis 'n dogtertjie. En ek onthou met ons 20 weke scan, toe sê die dokter, dis 'n seentjie. Maar ek en my man kyk so op na mekaar en ek weet nie wat het deur sy kop gegaan nie, maar ek is soos, o genade, hoe maak ek 'n seentjie groot? Alles wille goedjies. En ja, dis 'n seentjie en ons het nooit name bespreek nie. Okay. Ons het idees gehad, maar nooit vas bespreek nie. En ek onthou ons het daar in die kar geklim en ek het 'n boodskap op die familiegroep gestuur en ek het gesê, dis 'n seentjie en sy naam is Kaiden. En net geweet in my hart sy naam is Kaiden en toe later gehoor dit beteken little fighter. En want hy was letterlik 'n little fighter. Hy was ons, kom ons sê amper ons enigste eierselletjie gewees. En hy's hierso vandag. So hy is ons little fighter. Hy het regtig gefight om hier te wees. Julle, dit is so spesiaal. Ons gaan weer so 'n bietjie 'n breek vat en dan gaan ons net 'n bietjie afeindig en praat oor julle journey nou en na die swangerskap en wat alles daar gebeur het. Maar weer eens so soos met Christel se storie ook. Kan mens net sien hoe die Here absoluut getrou het. En wat ek van jou storie hou is die feit dat dit is half soos 0,00% elke keer. Verstaan, dit is soos hierdie ding is onmoontlik, maar dan vat en dis of die Here dit half as prys doen. Nee, ons gaan nie 10 sy eierseltjies net 1 en 'n half en daai kanse van nee, daar's geen dit is wat geloof is. Dis daai vastigheid van Here, ek loop op hierdie ledge. Dit is net hierdie ledge. As hier iets gaan verkeerd loop, dan is daar no other way. En hoe hy net deurkom en hoe hy net deurgebreek het. Ons gaan net so vinnig gebreek vat en nou is ons nou weer terug. Welkom terug julle. Ons kry so lekker hierdie Woensdagoggend saam met Christel Botha wat haar storie vertel. Christel, kyk nou is jy swanger. Mense begin nou al te weet, almal is opgewonde. Jy het nou jou baba tee. Wat was jou ervaring nog met jou swangerskap? Dit was regtig, soos ek sê, dit was 'n wonderlike swangerskap gewees. Ek was nog steeds regtig bang. Ek dink ek was bang tot en met 20 weke, tot omtrent halfpad, dat iets met hierdie ou seentjie gaan gebeur. Ek dink dit nou nog is dit my grootste vrees en ek dink as mens ons sal nooit ophou bang wees nie. Maar dit is hierdie jou geloof wat jou deur elke dag dra en net vir Here sê dankie vir hierdie ou babietjie. En wonderlike swangerskap gehad. Ek dink ek was baie gelukkig met dit. Die begin was bietjie wankelrig, maar hier teen die einde ek het regtig 'n baie goeie swangerskap gehad. Geen komplikasies verder nie, alles mooi gegaan. Boetie wou net nie baie beweeg nie. Maar dis omdat mamma so besig was, want jy's 'n haarkapper, so ek dink dis is white noise vir hulle. Dit is eintlik nogal snaaks want hy sal tot vandag toe hy hou van geraas. Daar moet altyd ietsie aan wees. Hy kan amper nie funksioneer as 'n speelding in daai hoek blaar en die TV in daai hoek. Hy kan nie sonder dit funksioneer nie. Maar so
baie goeie oulike mense in my lewe wat vir my 'n lekker wonderlike baby shower gegee het. En ek onthou toe ons nou datum moes kies vir Boetie om gebore te word. Ek het 'n keiser gehad omdat ek skoliose het. So dis my rug wat skeef is. En dokter het vir ons gesê of die 14de Februarie of die 19de Februarie. En ek het net gesê, nee, hy moet sy eie dag hê. Ons kan nie die 14de doen nie. Dis Valentynsdag. O, ek verstaan nie. Hy moet die 19de gebore word. Ja. En min wete dat Boetie is toe die 19de Februarie gebore en wonderlik eerste pasiënt die oggend gewees en Boetie is 8:30 gebore en alles goed gegaan. Jy het 'n ervaring van as jy eerste keer hoor hulle skree. Dit was ongelooflik gewees en dis definitief 'n memory wat nooit ooit die oggend wat ons gery het hospitaal toe en ek weet het ons lewe verander nou en ingestap in die hospitaal en net my man wat langs my sit, dit was net wow, dit is net die beste geskenk wat mens ooit kan kry. Dis al van die realiteit. Jy het so lank hierdie proses geloop en dis hier. Is hy nou? Ja. Nee, alles gegaan in die hospitaal, al sy toetse deurgemaak en hy moes die 19de gebore geword het. Want toe ons by die huis instap 4 dae later, dis die 22ste Februarie. Jo, dis dit weer uit 22. En dit is waar ek vasgehou het aan die Here se belofte, when the time is right, I the Lord will make it happen. Jo. En ek het op die bank gaan sit en ek het gekyk en die datum was die 22ste en ek het gehuil en ek het gesê, dankie liewe Here. Jo. Dat U daai belofte nagekom het. Ek het my seentjie huis toe gebring op die 22ste Februarie. En ek sal altyd vashou aan sy woord en altyd vir almal verkondig dat dit sy tyd is. Die Here sê nie nee nie. Die Here sê nie nou nie. En hy het dalk al lankal ja gesê, maar dis net nog nie sy tyd nie. En dis definitief, ek dink alles wat ons deurgemaak het, dit alles voel reg. Dit voel nou reg. En ja, mens kyk terug en dan sê soos mens wens dit was vroeër gewees. Maar dit was makliker, maar ek sal dit glad nie anders wou gehad het nie. As iemand vir my die keuse kon gee finansiëel om dit weer te doen, sal ek dit weer doen. Want dit het ons soveel nader aan die Here gebring. Definitief, ek het die Here op 'n ander manier gevind. Yes. En dit is net, mens verstaan die Here se liefde. Deur jou kinders. En dit is hoe lief die Here ons het. Want dit is hoe lief ons kinders het, dat ons lewe sal aflê vir hulle. En dit is wat die Here vir ons elke liewe dag doen. En En as jy terugkyk, as jy nou dink aan Christel voor al hierdie gebeur het en waar Christel vandag is, dan sien mens ook die groei wat mens beleef het en dat mens 'n hele ander mens is. En hoe mens sterk geword het en karakter gebou het en eintlik as jy terugdink en dink jy, hoe as daai Christel geweet het wat kom, sou sy dit dan gedoen het. Nee, ek moet sê daar was 'n tyd in my lewe wat mens skaam is om oor die Here te praat en nie meer nie, want ek is hier om my testimony te vertel vir enigiemand wat bereid is om dit te hoor. En partykeer is dit net, dalk is dit my storie nie dieselfde as joune nie, maar dit is net om te wys wat die Here in my lewe kon doen. Kan hy in jou lewe ook doen in enige situasie waarin jy is. Ja. En dit wys net weer eens, dis nie 'n doodsvonnis kan ek sê as hulle sê jy gaan nie eendag swanger raak nie. En hoe die Here dit net vir jou gesê het, dit is dalk nie op die manier hoe mense dit graag wou gehad het, dit moet dalk wees nie. Maar dank die Vader vir die prosedure wat hulle vandag het, wat soveel miracles skep vir vrouens wat nie, op ander maniere nie kan swanger raak nie. Nee. Ek onthou ons het in die kliniek gesit en ons het gewag vir die dokter en ons altyd was besig op ons foon en ek het opgekyk en ek het vir my man gesê, kyk net gou op. En dit was mense en mense en mense. Ek kon nie glo daai kliniek is so besig nie. En ek sê vir hom, dis soveel mense daar buite is wat sukkel. Dit is regtig, dit was vir my baie erg gewees om te sien hoeveel mans en vrouens daar sit. En dit is die hartseer realiteit van vandag, is hoeveel mense sukkel. En ek het 'n so positiewe storie en ons die Here het ons so geseën om net een keer
deur dit hoef te gegaan het. Waar ander mamas daar buite is wat jare wag en hoeveel keer moet gaan vir in vitro. En hier's ons en ons is so gelukkig. En partykeer vra ek vir die Here, hoekom ek? Ja. En elke dag wys hy vir my hoekom ek. En dit is net wow. Ja. Dis regtig net wonderlik hoe geseënd ons is. Elke dag sê ek dankie vir my seentjie, want daar's soveel mammas daar buite wat huil, soos wat ek gehuil het en skree op die Here. En dis net nog nie hulle tyd nie. Toe die babas begin skree. So, toe jy nou mamma word, nee, kan die begin, is dit mos nou baie lekker Dis baie romanties. lekker. En die babietjies slaap en hulle is so sweet. En jy wil hulle opvroet en jy dink hulle is engeltjies. En dan kom daai moeilike, hoe oud is Aiden nou? Hy is Kaiden, is dit Kaiden? Hoe sê ek nou Aiden? Kaiden. Hy is nou amper 2,5. Tweede half, hy is op daai Hy is nou op terrible terrible. Hy ek onthou ek het in die son gesit met hom eendag want hy het bietjie geelsig gehad en ek het my ma, ek dink hy was soos 2 dae oud en ek het my ma gesê ek soek nog een. Ag jene. Alles slaap. Ja, wat is alles sit so kos vir nog een dan? soos met al hierdie pyn ek sal nog een vat. Maar ja, waar hy vandag is, ag net die mamma I love you. Ag julle. Dit smelt my hart. Ja. Hy's absoluut ons alles. Ja. Hy is net nee, die Here weet wat hy doen. Dit is my dogtertjie wat ek voorgewag het, is toe my seentjie en ek sal dit glad nie anders verkies nie. Ek partykeer wonder ek wat sou ek gedoen het met 'n dogtertjie, maar my wille wragtig gisteraand weer. Ek is so bang ek sit hier met blou kolle. Hy is regte wille wragtig, maar so gesond en so liewe mense en nee, die Here is so getrou. Sjoe, jy het so 'n mooi getuienis. En as daar so ietsie laaste boodskap is wat jy net vir die luisteraars wil los, dalk daai persoon wat regtig op 'n plek sit en sê, Here, maar hoe lank moet ek nog wag? Of hoekom lyk dit nie soos wat ek wil hê dit moet lyk nie? Of wat is jou boodskap vir daai persoon? So ek sê altyd Jeremia 29 vers 11 sê ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Weet net dat die Here het klaar jou pad vir jou vooruit gelê. Dis nie altyd hoe jy dink dit gaan loop nie en selfs ek het nie gedink ek gaan so oud wees as ek 'n mamma is. Ek's nie oud nie. Was baie, maar ek het altyd gedink ek gaan 'n jong mamma wees wat nog lank kan hardloop saam met hom. Soos wat my mamma is. My mamma was lekker jonk en sy's 'n lekker jong ouma. En maar die Here het 'n plan en ons moet net vashou aan sy belofte dat hy vir ons is en ons het 'n God van liefde. Hy is regtig wonderbaarlik groot. Moet nooit ophou bid nie. Klop en die Here sal oopmaak. Yes. Jog, dit is so 'n mooi storie, want andersdens, het julle ooit gedink aan om kinders aan te neem? Was dit 'n opsie ooit vir julle? Ek dink ons het so vinnig geraak aan dit, maar nooit, want ons het geweet die Here se belofte. Ek het 'n paar vriendinne wat ook deur dieselfde storie as ek gegaan het, net nie so intens nie. Ja. En ek bly net vir hulle sê hou net aan bid. Yes. Want die Here gaan deurkom. Ja. Maar ek dink nooit regtig gedink dat ons sal aanneem nie. Nee. Want dit is ook nou die ding van, en dit is my so mooi om te kyk hoe die Here met elkeen 'n ander paadjie loop. En op die ou ende, mense het 'n prentjie in jou kop van jy wil hê dit moet nou so uitwerk of so uitwerk. En kyk net hoe mooi hier dit uitgewerk, So né? En soos jy sê, die dogtertjie, die seentjie, ek het dieselfde ervaar, want ek het ook altyd gedink ek en my dogtertjie, en toe ek nou eers my 2 seuns het, ek het hulle so geniet. Ja. Dit was my eintlik toe aanpassing toe ek nou die dogtertjie jare later het. Ja. Maar is die Here nie so getrou en met elke liewe detail, soos die 22 wat hy so met jou gepraat het en hoe hy jou gedra het deur daai tyd. Ja. En baie keer is dit laat mense regtig nie om mens kan sien nie en jy sien nie hoop nie en jy sien nie die antwoorde nie en jy voel so mismoedig. En ek wil net vanoggend ook vir elke luisteraar sê is daar waar jy nou is en waar jy nou voel soos wat jy voel, gaan sit net weer by die Here se voete.
En sê Vader, ek kan nie, ek is in hierdie wagperiode, ek sien nie die beloftes nie, ek ervaar nie hoop nie, ek voel regtig alleen, maar Here kom omvou my met u teenwoordigheid en weet dat die Here jou sal dra en hou net moed. En dis hoekom dit een van die vrug van die Gees is lankmoedigheid. En ek dink is moeilik in vandag se kidstyd, nie? Ons gaan net nou so 'n laaste breek vat en dan gaan ons net afeindig waar ons vanoggend praat oor God se genade in die moeilike tye mense se lewe. Julle, dit was so lekker weer om hierdie woensdagoggend saam met julle te kuier. Hierdie verhaal van Christel saam met julle te deel. Ons dien 'n God van wonderwerke en baie keer is dinge buite ons beheer. Of ons kry dit nie op die manier wat ons gedink het ons gaan dit kry nie. Maar tog is daar soveel mooi stories wat uit pyn gebore word. So volgende week gaan ek 'n bietjie met Lindy Brouwer praat oor haar storie en haar pad wat sy moes loop met die begeerte om 'n mamma te wees eendag. Maar op die ouende is dit ook weer eens 'n verhaal wat nie uitwerk soos wat mens gedink het dit gaan uitwerk nie. En soms kan jy 'n mamma stem wees vir ander mammas se kinders. So soms is aanvaarding en aanpassing wat ons juis nodig het om deur dit te werk vir juis wanneer ons voel die prentjie lyk nie soos wat ons gedink het dit gaan lyk nie. En in ons gebrokenheid kan die Here kom en die mooiste stories skryf as ons net vir hom die pen gee en vertrou dat hy weet wat hy doen. So volgende week moet kom loer in na Lindy se storie. Christel, ek wil net vir jou sê dankie vir oggend dat jy jou storie gedeel het en hier's vir jou so 'n klein geskenkie wat ek net vir jou wil gee. En die kersie is deur Danelli gemaak. En dit was so lekker om weer vanoggend net weer saam met jou te luister en te hoor die pad wat die Here geloop het en net weer daai storie te hoor en is weer eens die krag van mense getuienis en hoe dit mens kan bemoedig en net weer kan verstaan, luister, die Here weet, hy's op pad. So as jy dalk hierdie getuiene vir 'n vriendin of iemand wil stuur, gaan kyk gerus op my website. Dit is yourdestiny.org.za wat jy dit kan gaan kyk. Jy kan dit ook gaan kyk op YouTube by Your Story, Your Destiny met Lisel van Sail. En die reeks is God wat jou dra deur jou storm, so jy kan gerus daar gaan kyk na die verskillende getuienisse wat ons daar gaan oplaai van verskeie mammas wat 'n pad moes geloop het en elkeen het 'n ander storie, maar op die ouende ook hoe die Here gekom het om die seer te kom herstel. Jy kan ook gaan koekeloer op Instagram as jy daar wil follow. Dit is Your Destiny, Your Story en daar deel ons ook wat opkom, die programme wat opkom, ander programme wat al reeds in die verlede gedeel word, laat jy ook op hoogte is wat waar gebeur. Dan kan jy ook vir ons 'n WhatsApp stuur. Dalk wil jy 'n jou getuie deel of jy wil ietsie vra of jy wil net ietsiekie byvoeg of net verduidelik wat of net sê dankie vir die storie wat dit dalk vir jou iets beteken het en dan kan jy ons WhatsApp en jy moet begin met hartklank en dan tussen koffie en genade en die nommer is 082 657-2729. Ek herhaal net weer 082-657-2729. Ek gaan net vir ons afsluit en ons gaan net saam bid, Christel, vir dalk is daar iemand wat op die oomblik regtig sukkel om swanger te raak en dat die Here regtig hierdie mamma se hart net sal kom vashou. Dalk het sy deur 'n paar miskrame gegaan. Ek dink daai is ook 'n baie seer journey, maar by die Here is daar genesing. En kom ons bid net 'n bietjie saam. Dankie Here dat ons net ver oggend weer elke luisteraar na U toe kan dra. Here, ver oggend het Christel 'n mooi storie kom vertel, maar daar was ook 'n tyd waar sy alleen gevoel het, waar sy benoud gevoel het, waar daar vrese was en bekommernisse was. Maar Here, soos sy geloop het in haar geloof en net vasgehou het in wie U is,
het U deurbraak gegee. Here, ek bid ook vir elke vrou wat vanoggend luister, wat hartseer is, wat alleen voel, wat regtig pyn het, wat dalk daai teleurstelling van dat sy nie kan mamma wees nie. Here, ek bid dat U vir haar in haar binneste 'n ander droom sal laat 'n vrug skiet en sal saad skiet. Here, en baie keer het U eintlik iets wat U in ons wil plant, maar omdat ons nie kan sien nie, ons kan nie verstaan nie, ons is kwaad, ons is teleurgesteld, mis ons dit partymal. Maar ek bid dat U aan elke vrou wat ver oggend sit wat 'n hartseer het of wat 'n teleurstelling het, sal kom omvou. Dat U nou deur die Gees vir haar sal bedien met liefde, met deurbraak en laat sy sal begin sien en hoor wat U in haar wil voortbring. Here, want ons is nie net hier om kinders voor te bring op hierdie aarde nie. U wil partymal ons swanger maak met visie, met roeping, met 'n nuwe bediening wat U partymal in ons lewens het, Vader, en ek bid dat U vir ons sal lei en sal wys en elke persoon wat ver oggend U hand nodig het, laat U hand oor hulle sal wees. Hulle ook sal help en lei na genesing, na herstel. Vader, al verstaan ons nie alles op hierdie aarde nie, en ons verstaan nie altyd die journeys wat ons moet loop nie, maar dat dit ons nie in die donkerte sal los nie, maar dat ons sal deurbreek en ten spyte van die teleurstelling opstaan, ten spyte van dit wat ons nie kan kry nie, Vader, nog steeds aanhou, en dat U iets moois uit elke verhaal sal bring. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ja, dit laat my weer eens dink aan daai skrif wat die Here ook sê, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom liefhet. En ek wil dit ook net vir elke luisteraar sê, dat jou journey stop nie hier nie. Die Here is nie klaar nie. Hy's nog besig. Baie dankie, Christelly. Mag jy 'n wonderlike dagie verder hê en dankie dat jy vanoggend saam met ons gekuier het. Dankie vir die nooi. Lekker dag. Totsiens.